Ek stem nie met jou saam nie. Ek vertrou op Vader en ek worry steeds. Dit wat kom gaan landwyd wees voorbereiding van kardinale belang. Stig arke begin nou. Dankie Sakkie, amen. Daar sy. Saam met die proaktiwiteit raak die worry minder. As ek proaktief is, dan raak ek, dan kan ek, as jy jou mikrokosmos kan beheer, dan voel jy beter. Die stelsel het ons lewens oorgeneem, so ons voel buite beheer, ons het nie beheer oor dit nie. Maar as jy jou mikrokosmos, jou huis kan beheer, jy kan jou krag bietjie beheer, jou water beheer, kyk daar is nou, jy kan nou weer sien met wie ons nou hier te doen, hè? Daar is hy, ek is so bly, dit is net 'n sot afval. Dankie vriendie Christian, nee, ouens, julle op, kan ek begin praat? Right, ek gee gou 'n laaste keer my nommer, vir die mense wat by my wil aansluit, 064 699 6976. Dankie Friendly Christian, die vir julle ook. Ja, right, almal het my nommer, ek kan begin praat. Nou ja, ek dink ek moet die comments afhaal, want julle gaan my baie die mekaar maak. Ek dink wat ons moet doen is, ek stop hom, stop die kommentare, ek net kan dink, en nou ja, die wat luister, die luister, en die wat nie luister nie, so weet. Goed, goeiemôre almal, laat ons gesels oor die Openbaring van Henog. Ag, is 'n klein boekie, hy is nie baie hoofstukke nie, ek net bietjie kyk, ek het nou nog gekyk, en vergeet ek lees en dan vergeet ek. Hierso by Openbaring van Henog, 23, ja, 23 hoofstukke. En ek gaan net 'n stukkie hanteer vandag. Kom ons gesels 'n bietjie oor Henog ontmoet die boodskappers. Dit is interessant, my pitbull blaf nou. Goed, skies tog. Henog ontmoet die boodskappers. Nou ja, ek gaan net die eerste versie of so lees. Daar was 'n wyse man, 'n man van briewe. Dis of boekrolle, né? 'n man van boekrolle. En Jahwe het hom lief gekry en hom aangeneem, dat hy as 'n getuie van die lewe daarbo die hoogste El se woonplekke sou aanskou, en dat hy ooggetuie sou wees van die wysheid en die grootheid en onveranderlike en onmeetlike majesteit van El Almagtig, van die wonderbaarlike en veeloogige en ontoeganklike troon van Jahwe en van die glorieryke en glansryke vesting van die diensknegte van Jahwe en van die rangordes en die openbaringe van die hemelse skepingsleermag en van die onuitspreeklike harmonie van die menigte van die elemente en van die onuitspreeklike sang van die leerskare van die gerubs en om getuie te wees van die onmeetbare lig. En dit is seker vir my die belangrikste. Twee dinge. Hy was die man van die boekrolle, want hy het die Henog boekrolle geskryf. Alhoewel hulle vandag vir jou vertel, maar hulle weet nou nie hoe oud dit is nie, en dit is nou die dag geskryf, en dit is heel moontlike vervalsing. As jy hom lees, dan kom jy agter, ons het nie te doen met 'n vervalsing. Punt nommer 1. En punt nommer 2 is, die Henog boeke word verwerp deur die Jode, want sê hulle, dit is boeke wat praat oor Jesus Christus. Hulle kan nie daarmee saamloop nie, want hierdie boeke is boeke wat vervalsings is, wat gaan oor Jesus Christus. Reg. En daarom verwerp hulle die Henog boeke. En hierso staan dit, Henog is daar om getuie te wees van die onmeetbare lig. Wie is die lig? Sê bietjie vir my, wie is die lig? Jesus Christus, dan? Reg. So hierdie is die verhaal van Henog, en hy is toe opgeneem in die eerste hemele, en hier is die tweede hemele, en hier is dan onder andere 'n derde hemele, en nou ja, kom ons lees hierso verder. Hy besoek die plek van die oordeel van die wetteloses, onder andere, kom ons kyk, kom ons lees, ek lees gou vir julle, ons het ons nou tyd vandag, nou?
En daardie twee manne, dis nou engele, het my van daar af boontoe gelei na die noorde kant van die hemele en het my 'n verskriklike plek gewys. Elke soort marteling en kastyding was in daardie plek en duisternis en mis, maar 'n somber vuur het ewigdurend opgevlam in daardie plek en 'n brandende rivier het uitgekom teen die hele plek en daar was koue en ys en tronke in daardie plek en verskriklike en wrede boodskappers wat wapens dra en kastei sonder barmhartigheid. En ek het gesê, hoe verskriklik is hierdie plek? En die manne het my geantwoord, hierdie plek Henog word voorberei vir die wettelooses, wat op die aarde wetteloos gehandel het, wat op die aarde oortree het teen die natuur, en wat kinders verdorwe het met sodomie, wat dwelmhandel en besweringe bedryf het en oor hulle besoedelde dade spog, wat gesteel het en die siele van die Adamiete deur geheimenisse berowe, wat die juk van wat hulle bind losgemaak het en wat hulle self deur ongeregtigheid verryk het uit ander se besittings, en wat die hongerman gelaat het om te sterf van honger terwyl hulle aan hom kon gee om te eet, wat die naakte gestroop het terwyl hulle hom kon klee, wat nie hulle skepper erken het nie, maar gode aanbid en afbeeldings gemaak het en hulle neergebuig het voor die werke van hulle eie hande. Vir hulle almal is hierdie plek voorbestem as 'n ewige erfdeel. Nou ja, en dan praat hy bietjie oor die baan van die son en die son se wiel en so aan en die sterre, bietjie daarvan. En dan is hier 'n baie belangrike ding, in die plat aarde ouens moet nou mooi luister. Hier's altyd 'n platte aarde ouens, ek noem hulle die flatties. Reg. Eendag skryf ek van 'n flattie. Ek skryf 'n kommentaar op 'n flat earther. Ek sê julle flatties. En sal TikTok nie my kommentaar flag, want ek is nou community guidelines oortree nie. Kan jy glo? Nou maar in 'n geval. Nou die ouens wat die flat earth ondersteun moet asseblief vir my hierdie mooi verduidelik. Hy sê want hy praat oor die son. Hulle het aan my die getal van die son en die poorte waardeur hy in en uitgaan gewys, want hierdie poorte het Jahwe gemaak en hy die son aangewys as die uurwagter van die jaar. Nie van die dag nie. Luister mooi. Die son is nie die uurwagter van die dag nie. Hy is die uurwagter van die jaar. Ja. So ja, julle moet maar vir my uitwerk, iemand moet net vir my kan verduidelik. Hoe is die son die uurwagter van die jaar? Ek kan dit vir jou verduidelik, maar die ander ouens wat nou die flat earth ondersteun moet vir my verduidelik hoe werk dit. Want as ons praat oor die flat earth, dan sê hulle maar Henog sê die aarde is plat, Henog sê dit nie. Hier het ek dit vir julle gelees. Hy het gesê die son is aangewys as die uurwagter van die jaar, nie van die dag nie. So iemand moet net vir my verduidelik hoe werk dit. Nou goed, verduidelik hy 'n bietjie die maan en so aan, en hier by hoofstuk 7 praat hy. Nou luister mooi, hierdie is alles oor die tydperk dan nou voor die vloed. Die man het my van daar af geneem en opgedra na die 5de hemel en ek het daar 'n enorme leerskare gesien, die wagters. Hulle voorkoms was soos die Adamietse voorkoms, in grootte was hulle groter as die groot reuse wat genoem is die Grigori. En hulle aangesigte was treurig en hulle monde was stil, en daar was geen diens in die 5de hemele nie. En ek het aan die manne wat by my was gesê, waarom is hulle so baie bedroef en hulle aangesigte so treurig en hulle monde stil, en waarom is daar geen diens in hierdie hemele nie? En hulle het aan my gesê, hierdie is die wagters wat nie by hulle broers aangesluit het nie. Nou ja, so dit is die wagters, dis die engele, toe die ander opstandig was en neergedaal het na die aarde toe, om met die dogters van die Adamiete te vermeng, het die ander besef, dis verkeerd, hulle weet hulle mag dit nie doen, en hulle het gebly. So hy praat, dis nou die wat nou agtergebly het, hulle is treurig. Hy sê, 2 prinse en die 200 ander wat hulle gevolg en afgegaan het na die aarde, en hulle eet op die skouer van die berg Hermon verbreek het, om hulle self nie met die Adamietse vroue te besoedel nie. En omdat hulle self besoedel het, het Jahwe hulle verdoem, hulle die aarde besoedel met hulle dade, en al hulle dae was hulle wetteloos en het vermeng, en reuse is gebore en wonderbaarlike groot manne en groot vyandskap. En hierdie groep treur oor hulle broers en die straf wat op hulle gelê is.
Ek het aan die wagters gesê, ek het julle broers gesien en ek het gehoor wat hulle gedoen het en ek ken hulle gebede en ek het vir hulle gebid. En kyk, Jahwe het hulle verdoem onder die aarde totdat die hemele en die aarde verbygegaan het. Waarom wag julle dan vir julle broers en waarom dien julle nie voor die aangesig van Jahwe nie? Hervat julle vorige pligte, bied julle dienste aan in die naam van Jahwe, in geval julle Jahwe ons Elohim vertoren en hy julle neerwerp uit hierdie plek. Hulle het geluister na wat ek gesê het en is oorreed en hulle het in 4 rye in die hemel gaan staan. En kyk, terwyl ek daar staan, het hulle saam op 4 trompette begin blaas en die wagters het begin dien asof met 'n enkele stem en hulle stem het opgegaan voor die aangesig van Jahwe. Nou ja, baie mooi. Reg. Goed, dan praat hy hier van die 7de hemele en hoe Henog dan nou voor die Elohim gebring is. En dan is hier iets interessants, hier word gepraat oor die sterretekens en oor die 10de hemele. Baie keer as ons praat oor vra ons hoeveel hemele is daar. Nou as jy Henog lees, dan praat hy van 10 hemele. Interessant. Kom net hierso by hoofstuk 9 is interessant. En Gabriel het my gevang soos 'n blaar deur die wind gevang word en hy het my meegevoer en voor die aangesig van Jahwe neergeplaas en ek het die 8ste hemele gesien wat in Hebreëse taal Musalot genoem word, die herskepper van die seisoene, droogte en nattigheid en van die 12 tekens van die diereriem wat bo die 7de hemel is. En ek het die 9de hemel gesien wat in Hebreëus genoem word Kushavim, waar die hemelse tuistes is van die 12 tekens van die diereriem. Reg. Nou, wat is die diereriem? Dis die zodiac. Dis die zodiac. Reg. En die diereriem is hierdie maande wat op 'n jaar beweeg, die 12 maande waardeur die son beweeg, of dan effektiewelik die aarde beweeg, maar ons sien hom asof die son deur dit beweeg. So, hierdie is die 12 sterretekens, Gemini, Libra, die leeu, wat is daar nog, die boogskutter, Virgo, daai tekens is alles deur God daar gestel. Dit is alles daar deur gestel, dit is tye, dit dien tye aan, dit dui tye aan, jaartye, tekens van die seisoene, die maande, die verloop van die jaar, alles gebeur volgens hierdie diereriem, volgens hierdie zodiac tekens. Baie interessant. Dit is, die Bybel sê, die sterre, die son en die maan is daar vir tekens en vaste tye. Nou ja, ek wil oor hoofstuk 11 praat, maar is baie belangrik, maar voor ek by hoofstuk 11 praat, kom ons praat gou oor Adam. Nou ja, net om bietjie te lees van Adam, want Adam is baie interessant. Hoe is Adam geskep? Laat ons net bietjie verstaan van Adam. Hy sê hierso, ek het vanuit die hoogte met sy en ek het hom vanuit die hoogte met sy boodskappers neergewerp en hy het onophoudelik in die lug bo kan die afgrond bly vlieg. Nou hierna het ek al die hemele geskapen, dit was op die 3de dag, op die 4de dag het ek beveel dat die groot ligte moet wees op die hemelse kringlope. Op die eerste heel boonste kringloop het ek die sterre geplaas en op die laer kringloop het ek die son geplaas, verlig bedags en die maan en die sterre verlig in die nag. Die son dat hy moet gaan volgens elke dier van die diereriem, 12 in getal en ek het die opeenvolging van die maande aangewys en hulle name en hulle lewens, hulle donderslaa en hulle uurmerke, hoe hulle mekaar moet opvolg. Toe het die aand gekom en die môre die 5de dag. Nou vir so 'n diereriem om te verloop, want die aarde skuif ook, dis iets wat baie min mense verstaan. Maar die ouens wat bietjie sterrewerk sal vir jou sê die diereriem skuif, of die aarde skuif met betrekking tot die diereriem. So Jesus is gebore in die tydperk van die vis. En vir so diereriem om te verander, van vis na Aquarius toe, vat om 2000 jaar. 2000 jaar. Voordat ons uit die tydperk van die vis kon beweeg, ons is in die tydperk van die waterdraer, min of meer nou. En dit het alles te doen met die beweging van die sterre. Mense wat dit ontken die skepping. Dis eintlik wat hulle doen. Goed,
Kom ons lees verder. Ek het my wysheid beveel om die Adamiet uit 7 stowwe te skep. 1 sy vlees uit die aarde, 2 sy bloed uit die dou, 3 sy oë van die son, 4 sy bene uit klip, 5 sy intellek uit die snelheid van die boodskappers en van die wolkolom, 6 sy are en sy hare uit die gras van die aarde, en 7 sy siel uit my asem en van die gees. En ek het aan hom 7 eienskappe gegee, aan die vlees gehoor, die oë vir die gesig, aan die siel reuk, die are vir aanraking, die bloed vir smaak, die bene vir volharding en aan die intellek soetheid of plesier. En ek het aan 'n wyse spreek gedink, ek het die Adamiet geskape uit die onsigbare en uit 'n sigbare natuur, en van beide is sy dood en sy lewe 'n afbeelding. Hy ken spraak soos 'n geskapene, klein in grootheid en groot in kleinheid. Ek verstaan nie mooi nie. Miskien is daar iemand wat dit vir my kan verduidelik. Reg. Dan sê hy, ek het hom op die aarde geplaas, dis nou die Adamiet, 'n tweede boodskapper. So die Adamiet is 'n ander soort boodskapper as die engele, maar hy is steeds 'n boodskapper. Eerbaar, groot en glansryk, en ek het hom aangewys as die vors om te heers oor die aarde en om my wysheid te besit, en daar was niemand soos hy op die aarde of in my hele skepping nie. En ek het aan hom 'n naam toegesê van die 4 saamgestelde dele van die ooste, die weste, die suide en van die noorde, en ek het aan hom 4 spesiale sterre toegesê. En ek het hom Adam genoem en aan hom 2 weë gewys, die lig en die duisternis. En ek het aan hom gesê, dit is suiwer en dit is besoedel, sodat ek kon weet of hy my liefhet of haat, sodat dit duidelik sou wees wie in sy saadlyn my liefhet. So hier kom die keuse in. Ons weet wat is goed en ons weet wat is sleg. En ons het 'n keuse. Ons is nie puppets nie, ons is nie artificial intelligence nie. Ons het 'n vrye keuse, ons het intellek, ons het 'n keuse. En Vader sal oordeel na aanleiding van ons dade, van ons werke, of ons hom liefhet al dan nie. Is nie 'n moeilike opdrag nie. Is dit 'n moeilike opdrag? So ja, want ek het sy natuur gesien, maar hy het nie sy eie natuur gesien nie. En omrede hy nie gesien het nie, sou hy erger oortree. En ek het gesê, na die oortreding, wat is daar behalwe die dood? Ek het hom aan die slaap gemaak, en hy het aan die slaap geraak, en ek het van hom 'n sykant geneem, en vir hom 'n vrou gemaak, dat dood na hom sou kom deur sy vrou, en ek het sy laaste woord geneem, en haar naam moeder genoem, dit wil sê Eva. Ek dink in Hebreëus is dit Gava, né? Adam het lewe op aarde, ek het die tuin van Eden in die ooste geskep, sodat hy die verbond moet waarneem en die bevel gehoorsaam. En ek het die hemele vir hom oopgemaak, sodat hy die boodskappers kon sien sing, van oorwinning en van die skadelose lig kon sien. En hy was gedurig in die paradys, en Satan het verstaan dat ek 'n ander wêreld wou skep, want Adam was meester op aarde om haar te beheer en te regeer. Die duiwel is die gees van besoedeling van benede. As 'n vlugteling het hy Sotona van die hemele gemaak, omdat sy naam Sataniel was, so het hy verskillend van die boodskappers geword. Nou ja, en hier bevestig hy sê dan Satan het Eva bedrieg en met haar gemeenskap gehad, maar hy het Adam nie aangeraak nie. Dan sê God, hy sê, maar ek vervloek onkunde, maar wat ek vroeër geseën het, het ek nie vervloek nie. Ek het nie die Adamiet vervloek nie, ook nie die aarde nie, ook nie die kruipende diere nie, maar die besoedelde vrug van die Adamiet en sy werke. En ek het aan hom gesê, aarde is jy, en na die aarde waaruit ek jou geneem het, sal jy teruggaan, en ek sal jou nie vernietig nie, maar jou terugstuur waaruit ek jou geneem het. Dan kan ek jou weer neem met my tweede koms, en ek seën al my skepsele, sigbaar en onsigbaar. En Adam was 5,5 tydperke in die paradys, en ek seën die 7de dag wat die Sabbat is, waarop hy rus van al sy werke. Daar sy. So hierdie baie interessant, baie kort opsomming van die skepping van die Adamiet. Ons moet nou verstaan, Satan het gemeenskap gehad met Eva.
daar is 'n saadlyn gebou uit die DNA van die Adamiet. Die Adamitiese man, die Adamiet, Adam is die naam van 'n ras, het 'n Y en 'n X-kromosoom. Die man dra die vroulike sowel as die manlike DNA. Die vrou dra net bietjie vroulike DNA. Reg. En die man bepaal dan nou die geslag. Either die Y-kromosoom of die X-kromosoom. Reg. En Satan kom en hy gebruik die vrou as 'n baarmoeder om verbastering te pleeg en sy eie saadlyne op die aarde te vestig. En vir mense wat dink dit is vreemd en dit is nie Bybels net staan in jou Bybel, ons wil maar net nie raak lees nie en die predikante gaan jou nie leer nie. Reg. Maar dit is 'n feit. God maak die Adamiete en Satan maak sy eie saadlyne. En dan is daar's 'n oorlog, daar's 'n vyandskap tussen die Satan saadlyn en die Adamitiese saadlyn. Jy lees dit in Genesis 3 vers 15. So daar's 'n oorlog op aarde. Van Genesis 3 vers 15 af is daar 'n oorlog op aarde tussen ons en hulle. En as jy dit nie kan verstaan nie, wel, dan moet jy voel. Dit is hoe dit werk. Is interessant hoe 'n mens wakker word wanneer jy baie swaar kry, familielede verloor, jou goed verloor, jou eiendom verloor, wanneer jy besef daar is regtig 'n oorlog teenoor jou. Dan is 'n ou geneig om te gaan dink. En dit is interessant. Navorsing wys vir ons volwassenes verander nie hulle gedrag en hulle gesindheid nie, behalwe deur uiterse trauma. Dis hoekom ons kindertjies moet leer. Hoekom moet ons die kindertjies leer? Want jy het nie so baie trauma nodig om hom op die pad te hou nie. Die trauma wat jy vir hom gee, is met 'n paplepel. So jy met die paplepel of met die lat of met die band, die belt, gaan jy vir hom 'n bietjie trauma gee. En daai trauma laat hom reguit pad stap. Daarom moet kinders gevoeder word. Dogtertjies nie noodwendig so baie so seentjies nie. Die Chinese sê slaan jou kind elke dag. As jy nie weet hoekom nie, hy sal weet hoekom. Nou ja, ek het probeer om dit uit te leef, maar dit is bietjie moeilik as hulle groter raak as wat jy is. Maar in elk geval, op 'n stadium moet kinders hulle eie besluite maak. Die probleem is, as hy besluite homself in die tronk, hy land in die tronk danksy sy besluite. Vir nie net 'n jaar nie, maar vir iets soos 5 of 10 of 15 jaar. Dis hel. Dan is dit beter om hom te gevoeder het toe hy klein was. Of sy besluite laat hom land daar op die straathoek 'n verslaafde aan tik. Wat se hel is dit nie? Wat se hel is dit nie? Wie wens dit vir 'n ander persoon? Wie doen dit? Voeder hom. Bybel sê, tugtig jou kind. As jy vir hom lief is, tugtig jy hom vir hom. God is lief vir ons en dis hoekom hy ons tugtig. Hy sê dit baie duidelik, as dit so wonderlik in jou lewe gaan dat daardie tugtiging is nie, dan is jy 'n onegte kind. Dit staan daar in Hebreërs. Wat is 'n onegte kind? Dis 'n basterkind. Dit staan daar. Gaan lees dit as jy my nie glo nie. Nou ja, kom ons praat 'n bietjie oor Jahwe. Kom ons praat oor die lig, want hierdie is 'n baie belangrike konsep. Nou, ek weet ek raak so 'n bietjie tegnies. Die ouens is nie altyd, mense het nie geduld vir skriflesing nie. Ons is verby daai punt. Ons het ADHD, Attention Deficit with Hyperactivity Disorder. Menende, ons het dopamien nodig. Ons is aan dopamien verslaaf, 'n dopamien high. Elke keer wat jy so maak, jy met jou vingertjie, nou scroll jy. Nou, vir die volgende video, daar op Facebook of op YouTube of op TikTok, wat ideaal is vir die tipe van ding. So, elke keer wat jy scroll, en jy kry 'n nuwe video, en dit kyk jy 30 sekondes, dan kry jy 'n dopamien high. Jy kry 'n feel good feeling in jou kop, jou intellek. Hier staan dit, God het die intellek gegee vir soetheid, vir plesier, die intellek, reg. So jy kry 'n high hierso, reg. Jy kyk 30 sekondes, dan beweeg jy aan. So jy het 'n vorm van Attention Deficit with Hyperactivity Disorder. Menende, jy kan nie konsentreer vir langer as die 30 sekondes nie. Dan verveel dit vir jou, dan moet jy aanbeweeg.
Nou dan het jy 'n verslawing aan dopamien. Dit is op presies dieselfde manier waarop die one-arm bandits werk by 'n casino. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jy my nie glo nie, gaan doen die navorsing. Die dokumentêr is op YouTube. Dit is dieselfde ding. Menende, elke keer as hy die knoppie druk, en nog R5 of R10 of R15 ingooi, of daai armpie trek van die doppelmasjien, dan kry hy 'n dopamien high, terwyl hy kyk hoe hardloop daai getalletjies in die prentjies, totdat hy nou 3 appeltjies in 'n ry het. Dis 'n vorm van verslawing. Die sosiale media is nie vir ons goed nie. Reg, dis gif. Op die ou einde van die dag, as ons aangaan soos ons nou aangaan, is ons almal bestem vir die hel. Reg, Vader moet ingryp. So kom ons praat bietjie oor hoofstuk 11, en hierdie was eintlik die belangrikste deel. So ek glo ons het daarom nou almal al gesif, dat ons nou hopelik die ouens het wat luister omrede hy wil leer. Dis hoekom hy is. Nou ja, Jahwe het my geroep en het aan my aan sy linkerhand laat sit, nader as Gabriel, en ek het Jahwe vereer, en Jahwe het aan my gesê, Henog, alles wat was, wat is, en alles wat beweeg, is alles deur my geskape, en ek sal alles aan jou openbaar, van voordat alles was, sedert die begin, alles wat ek voortgebring het uit die materie, uit die nie-materie, om te wees, en uit wat onsigbaar is, dit wat gesien kan word. Dan sê hy, selfs nie eens aan my boodskappers het ek my geheim openbaar nie, ek het nie aan hulle vertel hoe hulle self gevorm is nie. Nou, dis interessant, want dis iets wat ek nou al, dis die eerste keer dat ek het raak lees. Die engele, daar's iets in die engele se genetika ingebou, dat wanneer hy oortree teen Jahwe, dan verloor hy sy heerlikheid. Reg. En as hy sy heerlikheid verloor, dan verander hy in 'n reptiel. Hy verander, hy kry die genetika van 'n adder, of 'n draak, of 'n akedus. Dit is as hulle shapeshift, doen hulle die addergeslag ding. Hulle doen die draak. As die Bybel praat van die draak, en van die adder, en van die slang, en van Nagash, dan praat hy van 'n reptielras. Dis waarvan hy praat. Daai tyd was die woord reptiel nie beskikbaar nie. Ons het hom hier in die 18de eeu ontwerp. So, dit is hoekom hy hulle so noem. Dit gaan oor hulle DNA. Nou ja, 'n reptiel het 'n deel van sy brein, daai emosionele deel in sy brein. By die Adamiet is die emosionele deel ordentlik gevorm, dis groot. En daarom het die Adamiet hierdie empatie en die simpatie met alles om hom. En jy moet maar 'n bietjie kyk op TikTok, as jy my nou nie glo nie. Ek wil net sien hoe laat is dit. Jy moet 'n bietjie kyk op TikTok en YouTube en Facebook. Ja, kyk 'n bietjie as jy my nie glo nie. Wat doen Adamiete met diere? Daar is weet nie hoeveel perdeplase in die VSA wat perde red van die slagpale. Jy kry perde slagpale. So hier in Suid-Afrika blykbaar 3. So jy kan die perd vat, dan as hy nou oud is, of wat jy nie wil hê nie, dan verkoop jy met die slagpale, slag hom op vir vleis. Verstaan jy? So, jy ouens daar in Amerika, dis wat hy doen. Hulle het 'n perdehawe. So, dis al die donkies, maak hulle by mekaar, en al die perde wat daar vir die slagpale staan, en alles wat oud en afgeleef is, en niemand wou meer hê nie, gaan haal hulle, en hulle versorg hulle. Hulle bly daar vry en gratis en verniet, sodat die Adamiete na hulle kan sit en kyk en hulle geniet. En dit kos geld, my maat. Maar dit is wat die Adamiet doen, daai emosionele deel van sy brein is so ontwikkel. Die Adamiet kom, en hy tel die afwerkvoeltjie langs die pad op, en hy probeer hom gesond maak vir die huis. Ons doen dit. Die ander ouens dink ons is mal. Jy moet 'n bietjie kyk. Hulle sal ook vir jou sê, hulle verstaan nie hoe werk dit nie. Ons is gereeld besig om siek diere op te tel en te probeer gesond maak. Kom ons, wat is dit? Maar dis 'n kenmerk van die Adamiet, is dat hierdie emosionele sentrum in sy brein is ordentlik ontwikkel. Dis hoekom hy sê ons het naaste liefde. Dankie ouens. Dis 'n vreeslike mooi prentjie wat nou op die skerm kom. So die Adamiet se emosionele sentrum is ontwikkel. Ek dink een van die belangrikste voorwaardes vir naaste liefde is voorbidding. Ons doen voorbidding vir mekaar.
Ons doen voorbereiding vir 'n sieke, ons ken hom van geen kant af nie, maar ons het 'n naam en dan gaan bid ons. Naaste liefde. Maar die reptielras het dit nie. Reg. Die reptiel, enige ou sal vir jou sê, die reptiel deel, daai dankie ouens, die slang in die akademie, ekskuus, partymal as die gul so verbykom dan, en ek kan weet nie om dit af te sit nie, ouens, ek het dan nog nie uitgefigure om dit af te sit nie. Maar in elk geval, so die reptiel het nie, daai deel in sy brein, wat emosioneel is non-existent, is so klein, dit beteken niks. Nou ja, ek en jy kom daar buitekant op die muisma af met die klomp kleintjies, dan tel ons hulle op en ons gaan sit hulle in 'n hok en ons probeer al deurtrek. Die reptiel kom verby by die muisma met die klomp kleintjies, dan vreet hy hulle op. Hy het nie simpatie nie. Geen niks. Sê is tog die ma met die kleintjies. Ons stel diere, honde, dragtige honde langs die pad op. Verdragtig. Sy gaan nou aflaai. En dan vat ons hulle huis toe. Ons probeer dit hanteer. Jy tel die ander ouens het die hond met die kleintjies langs die pad afgegooi. Die Adamiet gaan stop. Hy tel die hond met die kleintjies op, hy vat hulle huis toe. Ek het nou die dag 'n baie besondere video gesien waar die ou die foto uit neem die video van iets wat net so groot is, net so groot. Hier is seker 10 cm. Nou kruip die ding oor die nat pad. Jy kan nie sien wat dit is nie, het lyk soos 'n muis. Hy het hom opgetel, hy dog is 'n kat. En hy het die dier gesond gedokter. Toe sit 'n baba jakkalsie. Wat hy daar gaan optel het, hoe daar seker maar gereën het en weggespoel het van sy ma af en hy land op die teerpad. Hy tel hom op. Die baba jakkals bly nou, dankie julle, die baba jakkals bly in die huis. Hy het hom deurgetrek. Dis wat Adamiete doen, want die emosionele sentrum, dankie vir die trein, die emosionele sentrum van die Adamiet se brein is baie goed ontwikkel. Die reptieliese ras, maak dood, vermoor, dis nie vir hom 'n probleem om bloed aan sy hande te hê nie. Dis nie vir hom 'n probleem om 'n ou mens dood te slaan met 'n klip nie. Dis nie vir hom 'n probleem om mense te martel nie. It's not a problem. Daai deel in sy brein is nie ontwikkel nie. Reg? So, ons kan hom nie verkwalik nie, dis sy natuur. Judas sê dis sy natuur. Nou wil jy sy natuur loop en verander. Daar het ek nou 'n swaan gekry, baie mooi. En wat hulle graag doen is, hulle maak oorlog. Hulle wil materie by mekaar maak, hulle maak goedertjies by mekaar. Die geld en myne en grond, materie is vir hulle belangrik. Terwyl die Adamiet is interessant, hy groei in terme van sy geestelike. Skus tog, hy gaan net vir ons laai. Ek het net so kans. Ek moet net gou weer die puzzeltjie terugsit op die plek. Daar is hy. Daar laai hy hom. Dankie. Daar is ek nou terug op lyn. Die reptiele maak oorlog. As hulle in beheer is, wil hulle net oorlog maak. Kyk wat maak die Europese Unie. Wie is daai topstruktuur wat so graag wil oorlog maak? Ek meen, as ons oorlog maak, gaan mense dood. Stede word verwoes. So, om watter rede druk hierdie ouens vir oorlog? Om watter rede? Want daar's fout met die brein. Daar's fout met die brein. So daar's fout met hulle DNA. Daar's nie 'n ander opsie nie, mense. Reg. Is interessant. Psigopate, sekere dele van 'n psigopaat se brein is afgesit, is letterlik afgesit. Dankie Olive Oil. As 'n navorsing, ek het al baie navorsing hieroor gaan lees en daar's baie navorsing op YouTube gaan luister daarna. Die psigopaat se brein, sekere van sy breindele in sy brein, waar jy aan die voorkant, is afgesit. So hy, daai gevoel wat hy het, sy gewete, it's non-existent, hy het dit nie. So nou moet, dit help ons met kwaad wees vir hom, hy tree volgens sy natuur op.
Reg. Nou ja, goed. Baie belangrik. En soos wat hy hierso sê, hierdie engele het nie besef dat toe hulle oortree teen Jahwe, toe word hulle heerlikheid hulle ontneem en dan verander hulle in reptiele nie. En wat eet 'n slang? Wat sê die Bybel? Wat sal die Satan eet? Wat eet Nagash? Stof. En waarvan is jy gemaak, Adamiet? Sê bietjie vir my. Jy is ook gemaak van stof. Reg, so wat eet die reptiel? Adamiete. Begin dink. Dis hoekom daar meer as 1 miljoen kinders wegraak en niemand weet wat van hulle geword het nie, per jaar. Nou goed, dan sê hy sê, want voordat dit wat sigbaar is, gemaak is, het lig verskyn. Lig met 'n hoofletter L. Maar ek, al was ek deur lig omgewe, was soos een van die onsigbares. En ek het gereis soos die son van die ooste na die weste en van die weste na die ooste. So Jahwe sê iets baie interessant hierso. Jahwe sê, hy het uit die onsigbare na die sigbare gegaan. Reg, so jy skep uit die onsigbare, skep jy die sigbare. Reg, alles gebeur in die onsigbare eerste, en dan realiseer dit hier op aarde wat die sigbare is. Die derde dimensie. Reg. En nou sê Jahwe, hy was 'n onsigbare. Hy is. Wat sê hy? Hy is die heilig en hy is gees. So hy is die Heilige Gees. God is heilig en God is gees. Hy is Heilige Gees. Hy is 'n onsigbare. Reg. En om homself by sigbaarheid uit te bring, moet hy die lig maak. Reg. So, want voordat dit wat sigbaar is gemaak is, het lig verskyn, maar ek, al was ek deur lig omgewe, was soos een van die onsigbares. So Jahwe het lig uit lig laat voorkom. Kom ons lees. Hy sê, en omdat dit my doel was om 'n fondament daar te plaas, en om 'n sigbare skepping te vorm, het ek aan die dieptes bevel gegee dat een van die onsigbares moet uitkom en sigbaar word. En Adoel het uitgekom, geweldig in grootte, en ek het hom aanskou, en kyk, hy het die groot eon, 'n onmeetlike tydruimte in sy buik gehad, en ek het aan hom gesê, maak jouself oop, Adoel, en laat dit wat is, sigbaar uit jou gebore word. Wat het jy nodig om te skep? Tyd, ruimte, materie. So in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. In die begin tyd het ruimte, hemel, aarde, materie. Dit is wat jy nodig het om te skep. Tyd, ruimte, materie. Kent Hovind beskryf dit nou nogal mooi. Hy is nogal skerp met dit. Reg. Moet bietjie weer van sy goed op my goed begooi. So, hy sê toe vir Adoel, kom na vore. En Adoel is hierdie groot eon. Hy het 'n onmeetlike tydruimte. Ek wil amper sê, hy is soos die hemel. Hy is 'n onmeetlike tydruimte. En toe sê hy vir hom, laat dit wat sigbaar in jou is, gebore word. En hy het homself oopgemaak en die groot eon het uitgekom. So is die lig uit hom gebore wat die hele skepping dra, wat ek ten doel gestel het om te skep. En ek was in die middel van die groot lig, en omdat lig uit lig gebore word, het daar 'n groot tydperk verskyn, en dit het die hele skepping vertoon wat ek beplan het om te skep. Nou ek wil eintlik hierdie hele vers mooi met julle behandel. So kom ons kyk. So hy sê lig is gebore. Hy sê lig is gebore uit lig. Ek was in die middel van die groot lig, en omdat lig uit lig gebore word, het daar 'n groot tydperk verskyn, en dit het die hele skepping vertoon. Wie is die lig? Jesus Christus. Right. Nou sê ek vir julle, luister mooi. Waar lees Johannes? Kom ons kyk. Kom ons kyk wat sê ou Johannes. Johannes, die man wat die Johannes Evangelie geskryf het. Kom ons kyk wat sê hy. Reg. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Waar kry hy dit? Hy kry dit uit Henog uit. Hy het dit nie uit sy duim uitgesuig nie. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dan sê hy,
Hy sê die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan, kom in die wêreld. So, wie is dit? Die lig word geskep uit lig. Beteken nie dat Jesus 'n begin het nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat God homself wou sigbaar maak om te kan funksioneer in hierdie driedimensionele stelsel wat ons het. En om dit te doen, het hy hom sigbaar te maak deur lig uit lig gebore te kry. En dan wanneer dit gebeur, dan kom hierdie groot tydperk tevoorskyn. Hierdie groot tydperk is tevoorskyn gebring. En hierdie groot tydperk is maar 'n ewigheid, maar ek sien dat hierdie groot tydperk dan begin het met die adamitiese skepping. Daar waar hy sê, en laat daar lig wees. Wat beteken dit? Dit het hier te doen met hierdie. Dis wat ek sê. Dit het daarmee te doen. Genesis 1 vers, ons kan nou gaan kyk waar dit staan. Na vroeg in Genesis 1. Sê hy, en laat daar lig wees. Maar daar was dan nou nie son nie. Nou waar is die lig dan nou? Dit het te doen met hierdie vers. En daarom is hier nog van ons weggehou. Dan is dit baie makliker om vir ons te lieg. Reg. So, Johannes, waar kry Johannes sy stories? Hy kry sy inligting uit die Henog uit. Dit is hoekom hy hierdie aanname maak. Die waaragtige lig. Jesus is nou die lig. Nou hoe dan nou? Ek sê Jahwe nie ook hy is die lig nie. Ek wil net bietjie gaan kyk of ek 'n vers kan kry. Goed, luister mooi. Dan sê hy, en ek het gesien dat dit goed was. En ek het vir myself 'n troon geplaas en daarop gaan sit. Maar aan die lig het ek gesê, gaan hoor op en vestig jouself hoog bo die troon en wees 'n fondament vir die hoër dinge, want bo kan die lig is daar niks nie. Nou ja, kom ons lees dit weer, vir die ouens wat nie mooi verstaan nie. Luister mooi, Jahwe maak vir homself 'n troon, en hy het gaan sit. Maar aan die lig, wie is die lig? Dis die Seun, dis Jesus. Het ek gesê, gaan hoor op en vestig jouself hoog bo die troon en wees 'n fondament vir die hoër dinge, want bo kan die lig is daar niks. Nou ja, dit is wat Henog sê. Nou verstaan julle hoekom het die Jode Henog verwerp. Want effektiewelik sê Jahwe hierso, dat die lig, hierdie Jesus Christus, waarvan ons lees in die Nuwe Testament, wat sê hy is die Seun, hierdie Seun, sy troon is ver bo aan die troon van Jahwe. So vir baie mense is dit baie problematies, seker vir ouens soos Japie van Seilok, ek is seker, hy lees en glo nie Henog nie, want het sal totaal bots met die dogma wat hy verkondig. So ja, die skrif verduidelik vir ons baie mooi. En as ons lees in die Nuwe Testament, kom ons kyk wat sê hy hierso. En dit is vir my baie belangrik, want soos ek sê, daarom moet 'n mens, kom ons luister mooi. En die 11 disippels, Matteus 28, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. Hoekom? Maar die Torah sê, Jahwe moet aanbid word, hy is die enigste God. Reg. So nou is hulle onseker. En wat sê Jesus? En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So, wie sê hy is hy? Hy sê hy is die Almagtige. Hoekom? Want hy is die Seun, hy is die lig. En die lig se troon is ver bo aan die troon van Jahwe. Die mense wat met my verskil moet vir my verduidelik, hoe sien julle dit? En die ouens wat natuurlik sê, Jesus is 'n mens, ek meen, met daai ou kan jy glad nie 'n sinvolle gesprek voer nie. Want hy verstaan glad nie wat jy nog sê nie. Hy verstaan nie eens wat Johannes 1 sê nie. So hoe gaan jy met hom 'n gesprek voer? Hoe kan 'n mens vir jou sonde sterwe? Hoe kan 'n mens sê, ek het alle mag op hemel en aarde? Dan moet jy onmiddellik jou Nuwe Testament verwerp. Gooi met die asblik. Pluk hom uit. Reg. Ja, Jesus sê hy is die Seun van God, maar hy sê ook hy is die seun van Adam. So, hoekom sê hy is die seun van Adam? Want hy dra die genetiese DNA-lyn van die Adamiete. Nou ja, en hy is 'n seun van Adam,
want hy dra hierdie Y-kromosoom van die Adamiete, en hy trek die menslike liggaam aan. En hierdie seuns van Adam, al die Adamiete dra hierdie liggaam wat kan bloei en seer kry, en mens huil en raak depressief, en jy's honger en jy kry koud en jy kry warm, daai, so, reg. En as hy sê hy is die seun van God, dan sê hy is die lig. Hy is die lig wat uit lig voorkom. Ek sê vir mense, julle moet altyd verstaan, Jahwe is eintlik die seun. Reg, ons ken nie die Vader nie. Ons het nog nooit sy gedaante gesien nie, of sy stem gehoor nie. En as jy my nie glo nie, kom ons kyk weer na die Nuwe Testament. Ek wil dit net vir julle lees, dat ons dit net kry, dan kan ons afsluit. Hy sê hierso, ons kyk, is so mooi. Hy sê Johannes 5 vers 37, en die Vader wat my gestuur het van my getuig, julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. So wie praat in die Ou Testament? Wie praat op die berg met Moses? Wie kuier by Abraham en eet saam met hom vleis en vyekoeke? Wie sit saam met Moses om 'n tafel? Wie praat met Josua? Wie? Met wie worstel Jakob by die spruit? Met wie? Want die Vader se gedaante het julle dan nog nooit gesien nie. En sy stem het julle nog nooit gehoor nie. So Jesus lieg. En dan gaan hy bietjie verder, want sê Johannes, want niemand het al ooit God aanskou nie. Reg, ek glo hom. Want ons ken nie die Vader nie. Ons is nie betrokke by die Vader nie. Die Vader het die Seun gemaak, naamlik hierdie Seun is die lig, en hierdie lig is die een wat die skepping dra. Dis die Seun. Die Seun is die skepper. As mense vra, wie is die skepper as jy die Vader is? Jou Bybel sê, in Johannes 1 en Hebreërs 1, die Seun is die skepper. So ons moet maar net begin om ons skrif te lees, dat ons begin lees en verstaan. Nou ja, hierdie is dan nou my lering vir vandag. Ek hoop jy het lekker geluister. Ek gaan gou die comments weer aansit. Ek het sien hoe laat is dit. Reg, ek is bereid om vrae te vat. Ek kan gou vrae doen. Is 'n plesier, Jurgen. Is vir my lekker om vir julle te lees. Ek dink daar's te min predikers en pastore wat enigstens vir die volk lees. Hulle vat een versie, daar uit Paulus uit, en dan praat hulle hele 40 minute daaroor. Johan, baie dankie. Ja, ek was vroeg op. Die hond het my hele sitkamer bemors. Ek het 6 uur vanmôre al gemop met Chiek. Dankie Philip, dankie Angelique.